Marita, ek is lief vir olywe en vir wyn en so 'n klompie jaar terug het ek vir myself op klein skaal 5 kg olywe begin inlê, 'n resep by 'n vriendin gekry. Maar onlangs so 3 jaar terug het 'n lidmaat in die gemeente by ons gekom en wat ek nie geweet het nie, hulle is baie groot olyfboere in die Cederberge. En hy het vir my Kalamata olywe gebring wat hulle daar groei, wat 'n moeilike groeier in Suid-Afrika is. Dis 'n Middellandse See tipe olyf en die lekker eetolyf. En toe het ek begin olywe inlê en verkoop en nou is ek so half al iemand wat ek dink baie olywe inlê 'n jaar. En sê vir my, wat is dit wat jy kry uit hierdie stokperdjie wat jy beoefen? Weet jy, albei my stokperdjies, die olywe en die wyn leer vir my van seisoene, want dit is nie 'n vinnige omswaai van 'n produk wat jy kan verkoop nie. Dit is lank werk met hom en aan die einde van die seisoen en hoe langer hy op die rak lê en hoe langer hy in 'n vat lê, hoe beter word hy. So, dis twee goed. Die een is ek leer van seisoene en die ander ding is dis vir my so lekker om iets tasbaars, vatbaars as 'n produk neer te sit. En wat is dit wat jy dan met jou produkte doen? Gebruik jy dit self? Video jy dit uit? Verkoop jy dit? Marita, die olywe is verseker in die eerste plek vir self, maar mens kan net soveel eet in 'n jaar. En dan verkoop ek dit ook. Die olywe kry ek, 'n rou olyf van die boom af, ek noem dit maar rou, is hard en bitter en baie sleg. So hy het 'n baie lang proses. Ek behandel hulle vir 'n maand lank in gewone kraanwater wat jy elke dag vervang en dan nog 'n maand in soutwater en dan is die olywe reg dat jy dit kan begin eet en dan kom die fynere verstellingkies van wat jy bygooi, roosmaryn of olywe of knoffel of wat jy uiteindelik daaruit wil kry. En vertel ons iets meer van die wyn wat jy maak. Wyn, ook weer vriende en lidmate in die gemeente in die wynbedryf wat ek aanvanklik gaan besoek het net as nuwe lidmate en toe het ons baie goeie vriende om die wyn geword en toe het hy my gesê maar hy sal vir my help as ek wil begin. Maar hierdie mooi Franse woord wat hulle het vir mense wat dit nou so op klein skaal maak. O ja, garagist, daar's 'n amptelike vereniging in Suid-Afrika. Jy moet registreer by hulle. Ek het dit nooit gedoen nie. Maar die Franse het 'n woord garagist van garage, wynmaker, waar dit begin het en dit het na Suid-Afrika oorgewaai en ons is nou al heelwat mense, onder andere 2 predikante dan van wie ek weet ook, 3 wat wyn maak in hulle garage. Hoeveel spasie het jy nodig? Hoeveel vate? Waar Ja, doen jy dit? as jy dit in jou garage doen wat ek agtergekom het, jy het spasie nodig min of meer waar jy 1 of 3 vate kan hanteer. En die eerste fase het jy houers nodig waar jy die alkoholgisting kan doen. Wat redelik maklik is, 'n mens kan dit kry, maar jy het ook lae temperature nodig. Jou huis moet koel wees want die 2 groot vyande in die proses van wyn maak is suurstof en hoë temperature. Het jy jou eie etiket wat jy jou wyn gee? Ek het 'n etiket wat ek sommer self gedruk het op my rekenaartjie. Ek is nie by SAWIS die Suid-Afrikaanse wynindustrie en stelsels geregistreer nie waar jy moet om wyn te kan verkoop uiteindelik. Maar ek het sommer so 'n klein etiket gedruk op my rekenaar wat ek opgeplak het van 2009 af. Ek het in 2009 begin wyn maak. En wat is jou gunsteling wyn? Shiraz. Ek is baie lief vir Shiraz en dit is wat ek omtrent elke jaar nog gedoen het. Dis wonderlik. Dit klink vir ons asof dit iets is wat ons moet proe. Ja, jy proe dit en die spreekwoord sê mos die waarheid lê in die wyn. Nou toe.